Ons het reeds melding gemaak van die feit dat Paulus dikwels geweldige teenstand beleef het terwyl hy die evangelie verkondig het. Hy is in hegtenis geneem, gestraf en sovoorts. En ons weet dat dit by herhaling met hom gebeur het en na so 'n geleentheid het hy hom op die keiser beroep om sy saak te verhoor. Nou jy kan gerus Handelinge lees daarvan hoofstuk 20 af, eintlik reg deur tot by hoofstuk 28 en 'n idee kry van dit wat Paulus moes deurgaan. Toe hy hom op die keiser beroep, word hy na Rome gestuur om daar deur die keiser verhoor te word. Onderweg soontoe met 'n boot beland hulle in groot moeilikheid en staan 'n goeie kans dat om skipbreuk te ly. Terwyl hierdie storm aan die gang is en hulle in hierdie groot benoudheid verkeer, lees ons die volgende in Handelinge 27 vers 23 tot 24. Paulus sê, verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Baie interessant dat Paulus se keuse om deur die keiser verhoor te word eintlik deur die Here erken word, eerbiedig word en eintlik vir Paulus dit baie duidelik stel dat dit nodig is dat hy daar moet verskyn. Nou ons weet dat daar baie moontlike redes is vir hierdie verskyning, maar onder andere uit die geskiedenis sien ons dat Paulus keer op keer wanneer hy voor 'n regter verskyn het, sy saak gestel het, onomwonde sy getuienis gelewer het en selfs die persoon wat hom moes verhoor laat sê, jy lei my byna om 'n Christen te word. Paulus het nie geskroom om sy getuienis uit te leef nie. En ons weet dat dit dan ook in Rome sou gebeur, waar hy vir 2 jaar in 'n huisarrest was en waarskynlik van sy briewe daar geskryf het en ons sien dat hy verskillende mense daar ontmoet het en die evangelie is in Rome ook verder uitgedra. So, wanneer Paulus dan gespaar word, is daar 'n rede voor. Daar is 'n toekoms vir hom. Dit is ook nie net 'n toekoms vir homself nie, maar eintlik 'n toekoms vir alle Christene, want deur Paulus het hierdie evangelie 'n wonderbaarlike sin en betekenis en toepassing gekry, wat tot vandag toe deur Christene reg oor die wêreld geniet word, verkondig word en ook van toepassing gemaak word op die lewe. Kom ek en jy wees deel van hierdie groot voorreg en ons is dankbaar vir dat feit dat Paulus gespaar is vir die toekoms. Kom ons loop mooi.